ons weet ons is anders. Ons weet ons lyk nie soos julle nie. We know. So, omdat ons weet, is dit eintlik vir jou 'n platform om baie makliker hierdie ongemaklike vrae te vra. Hierdie is 'n ma en 'n mikrofoon. Welkom by hierdie episode. Dis nog 'n splinternuwe episode van 'n ma en 'n mikrofoon en my gas vandag is Veronica Ramoguname. Baie opgewonde om haar te verwelkom. Soos ek dikwels vir my kykers en luisteraars sê, hier gesels ons oor inspirasiema's, soms praat ons met bekende ma's of ons praat met kenners wat advies gee oor ouerskap. En vir my is dit sommer net eintlik lekker om te leer oor verskillende mense se ervaring van ouerskap en verskillende Afrikaanse mense se leefwêrelde en hoe hulle gesinne grootmaak. En Veronica, ek kan nie eers onthou eintlik hoe ek van jou gehoor of gesien het nie. Ek dink dit was dalk ergens op TikTok gewees, maar jy lyk vir my soos 'n wonderlike en interessante mens, so dit was 'n lekker geleentheid om jou te kontak toe ek sien jy's ook 'n mamma. So voor ons nou verder oor dit als gaan gesels, as jy net so kort opsomming kan gee van wie jy is en jou gesin asseblief. Hallo Daniela, ek moet wel net noem, ek en jy het so 'n paar jaar terug ontmoet, maar ek weet nie of jy sal kan onthou nie, maar dit was eintlik by die tienertoneel gewees in Potchefstroom. En ek het opgetree in die toneelstuk Rooi. En toe het jy my interview toe ek die mees belovende speler daar gewen het. Ek was graad 9 of 10, maar so 'n paar jaar terug, maar dis actually waar ons ontmoet het. So is eintlik so full circle nou. Dit is wonderlik om te hoor. Ek voel altyd so sleg as iemand dit sê, want jy weet as jy 'n joernalis is, praat jy elke dag met soveel mense. En dan partykeer onthou ek 'n gesig of ek dink iemand klink bekend, maar dan kan ek nie onthou het ek met jou onderhoud gevoer, was ons dalk saam op kampus, want ek is ook 'n oud Potchefstromer. So jy was al aan die ander kant van my mikrofoon. Dis nou lekker om te hoor, maar hierdie gaan 'n lekkerder gesprek nog as dit wees. So waar is jy nou? Jy's nie op 'n verhoog nie, Veronica. Nee, so ek het groot geword in die hartjie van Kempton Park. Ek het skool gaan, laerskool Kruinsig en toe ek Helpmekaar College toe. Gaan swat op die pik, regtig gaan swat op die pik. Ek wou eintlik aanvanklik drama gaan swat, het glo dit of nie. Toe sê my pa nie om te regte graad kry, toe hoor ek regte. Toe gaan swat ek regte. Toe ek regtig gaan swat en ek het klaar gemaak op die pik en teruggekom Kempton Park toe waar ek geklerk het en nou is ek 'n toegelate prokureur hier in Kempton Park en yes, ek werk verskriklik lekker, geniet wat ek doen. Ek werk grootendeels in familiereg, kinderreg, onderhoudsake en dan siviele litigasie. En ja, dit is wat ek doen en nou is ek 'n ma. Ja, nog 'n ma van 'n klein seentjie, né? Jy is so jaar gelede neem was jou wêreld seker heel anders as hoe dit nou lyk. Hoe oud is jou babatjie? Vertel ons 'n bietjie van julle gesin. Ja, so klein Handrey, hy is 6 maande nou. En hy is, ek dink net na sy pa, nee, het hy my hele hart. Maar hy's 'n baie net tussen net. Ek dink sy pa val so amper onder hom. Hy's 6 maande. Laas jaar omtrent hierdie tyd uitgevind ek is swanger en dit is 'n menselewe verander soos letterlik handomkeer. Maar die beste verandering ooit. Ek dink ons is jonk, ons het nog gekuier en lekker dinge gedoen. En daai het heeltemal soos tot 'n stilstand gekom want dit was heeltemal beplan, maar dit is net skerry hoe jy besef jy moet begin nee sê vir sekere goed en nee sê vir sekere vriende. So handomkeer verander, maar wat 'n besonderheid. En dit klink so cliché, maar wat 'n blessing. Regtig, wat 'n blessing. Dit is my so lekker altyd om te hoor, want jy weet, ma wees het uitdagings en dit is belangrik om dit ook te erken en op hierdie podcast praat ons ook daaroor in die uitdagings van ma wees, maar is tog ook so lekker as iemand sê wat 'n vreugde dit is om 'n ma te wees. Ek vind dit ook so, dis nie aldag maklik nie, maar my 2 dogtertjies gee my ongelooflike vreugde. En ons gaan lekker nou nog oor ma wees gesels en wat vir jou uitdagend is en nie, maar kom ons gaan terug. Veronica, ek dink in Suid-Afrika is ons al gewoon daarom hier is 'n lekker mengsel van kulture, mense wat verskillende tale praat, maar mense is seker tog verbaas as hulle hoor iemand met die van Ramoguname, of sê ek dit nou reg, Ramoguname, né, praat Afrikaans eerste taal. Ek is nou nie seker of is dit jou eerste taal nie, maar kom ons gaan terug na jou grootwoordjare. Hoe het dit gebeur dat Nooi Ramoguname
Afrikaans praat, op die pik gaan studeer en nou op 'n Afrikaanse ouerskapspodcast is. Wat is jou storie? So, ek is aangeneem. So ek het hierdie 2 wonderlike ouers wat besluit het 29 jaar terug. Hulle gaan hulle sien kans vir hierdie en hulle wil hierdie doen. En ek het in 'n Afrikaanse huis, ek sê Afrikaanse blanke ouers aangeneem en in hulle huis groot geword. En my grootgemaak is hulle eie. Hulle het ook hulle eie kinders. En ja, ek dink dit is maar waar die Afrikaans vandaan kom en hulle het vir my al hierdie geleenthede gebied om skool te gaan en te kan gaan swat en op die einde van die dag my gevorm in wie ek is en my daai geleenthede gegee om te gaan reg te swat en ja, so dit is waar dit vandaan kom. My pa het besluit hy wil toe my aanneming nou deur is en so want ek het van babietjie af is ek daar en 15 is dit wettiglik toe nou gedoen en toe kon ek nou besluit wil ek my van verander of al dan nie. Ja, my pa het gesê kyk hierso, ons bly in hierdie land Suid-Afrika en as mense jou CV gaan lees, jy lees Veronica van der Westhuizen, dan gaan hulle nie dit verwag, die prentjie verwag nie. So hy sê toe vir my, jou van gaan in elk geval verander as jy trou, maar dink jy nie is beter as ons hom nou so hou nie, en dis hoekom ek hom gehou het. Ek dink dit skep, en dit is eintlik so snaaks, want dit skep hierdie verwarring by mense ook, want ek moet nou stry en beklei daagliks oor 'n foon met opponente, en dan in die tyd by die hof opdaag en hulle sien, man, dan vra hulle vir my, maar waar is Veronica? Of 90% van die tyd dink die mense, hoor hierso, maar ek tog jy's 'n blanke vrou, maar jy het net met 'n swart man getrou. So dit is eintlik so, elke liewe keer is interessant. Maar ja, dit is maar 'n bietjie meer van my. Ja, want mens sien nogal van dit ook op TikTok, nee, soos Afrikaanse vroue wat met 'n swart man getroud is in daai kultuurmengsel, jy's wees so 'n bietjie die ander kant van die munt. Ja. Maar ek dink dit skep ook interessante gesprekke eintlik oor identiteit en kultuur en aanneming natuurlik wat vir baie mense het sy of hulle self 'n aangenome kind is of ouers wat 'n kind van 'n ander kultuur aanneem. So as jy terugkyk na jou lewe, Veronica, so is dit jou eerste herinneringe is die van der Westhuizen huis waarin jy groot geword het. Kan jy niks voor dit onthou nie? Jy was 'n klein babietjie gewees. Ja, kyk, daar was nie, dit is al wat ek ken. So, die van, ek het letterlik, ek dink my oë oopgemaak vir die eerste keer in die van der Westhuizen huisgesin. Ook, ek moet noem, my biologiese ma het vir hulle destyds gewerk. Sy's nou oorlede, maar dit is hoe dit gekom het dat ek in die huis by hulle groot geword het. So, ek dink, dis wat ek ken, dit is my familie, en jy weet, die ding is, dat baie mense vra altyd, jy weet, die kultuur en so, veral met my en Michael, hoe het ons dit gemaak, werk het ons kulture, maar ons het nie daai kultuurverskil, wat mense sal dink mense het nie, want ek het tog in die Afrikaanse kultuur groot geword. So, ons het nie daai aanpassing, dit was nie nodig vir 'n aanpassing van kultuurverskil noodwendig vir ons nie, maar dit was natuurlik 'n aanpassing vir mense, want ons weet hoe mense is, en ons weet wat mense sê, en ons weet mense het maar hulle opinies, en mense sê nie altyd saam met wat ons doen nie, en dit is ook okay. So dit was ons grootste uitdaging eintlik maar gewees, maar andersins ja, dit is al wat ek ken, dis die Afrikaanse kultuur, born bred. Maar jy moet seker van jongs af, jy weet, 'n heel ander stel vaardighede ontwikkel as iemand wat in 'n gesin groot word waar almal dieselfde lyk, want soos jy nou sê, mense partykeer kan maar, hulle dink of hulle praat voor hulle dink, of mense sê partykeer gemeene goed. Ek het nou onlangs gepraat ook met 'n gesin wat die kinders se dwergisme, en jy weet, daar sê mense ook partykeer goed. Ek dink dit is nie altyd gemeen bedoel nie, maar jy weet, partykeer kom dit ook vreemd uit. So jy moet seker vandat jy 'n klein dogtertjie was, eintlik vir verskillende mense leer om vreemde vrae te beantwoord, of net blote nuuskierigheid. So was dit 'n groot kwessie, sal ek sê, toe jy groot geword het. Hoe het jy dit dadelik aanvaar en het jy tuis gevoel in Afrikaanse kultuur, of het jy gewonder of jy moet, jy weet, jou biologiese ouers se herkoms gaan soek, behoort jy tuis daar, hoe daai hele proses gekom tot aanvaarding van wie jy is, want ek kan nou dink, jy's nou 'n selfstandige, pragtige, volwasse vrou, maar as 'n mens 'n jong tienermeisie is, dan is daai soeke na identiteit tog maar 'n moeilike ding, en ek kan dink nog soveel so te meer met
met hierdie kwessies ook daarbey. So hoe het jy deur dit gekom tot jy op 'n plek gekom het waar jy is, hierdie is wie ek is, dis my eie identiteit wat ek geskep het en ek is okay met en trots op wie ek is. Want ek dink dis ook iets wat jy eintlik vir baie ander mense dalk ook kan leer wat deur iets soortgelyk gaan. Kyk, ek kan eerlik vir jou sê, party dae dink ek, yes, ek moet 'n storie skryf oor my lewe en ek het al letterlik gedink daaraan om 'n teaterstuk, as iemand net saam met my kan werk, om dit te skryf, om dit tentoon te stel, want ek dink dit die storie wat daaruit gaan voortspruit, gaan mense se armhare laat regop staan en ook 'n hart en hier en daar raak. So ek wil vir jou net al vlugtig ook sê en jy moet besluit of ek dit kan vertel of nie, maar so vir my, ek moes baie vinnig leer om 'n dik vel te kry en ek moes baie vinnig leer hoe om vir myself op te staan en te praat en nie toe te laat dat die mens en sy opinies my onderkry nie. So as ons kyk in die tydperk, as jy nou kyk na my ouderdom en in die tydperk wat ek groot geword het, is ek net so post hier gebore en al. So ek is in 2004 is ek graad 1 toe en ek is graad 1 toe in 'n massive Afrikaanse skool. Ek is die enigste een in graad 1 van kleur en my ma, bless her heart, sy en dit is nou my aangenome ma, het vir my gesê, luister, hierdie gaan moeilik wees. Dit gaan taaf wees, maar jy moet net opstaan vir jouself en as iemand lelik is, dan kom sê jy my. En sy het geweet hoe om met my te werk, om my hart te kry. En ek is graad 1 toe en dit was lekker, daar was nie regtig kwessies of so nie. En ek het een keer, moet ek toe nou gaan oorslaap by my maatjie. Ek het 'n maatjie en ek gaan slaap oor. En my ma het my so toegevou dat ek het nooit as kind dit raak gesien of dit besef nie. En wat mense nie besef nie of wat ek dink ons doen, is kinders is eintlik maar die lelikste mense, is kinders as dit kom by uitgesproke raak oor goed. En ek het my eerste sleepover gehad en ons is so daartoe en ek is so opgewonde en ek kom daar aan en die tannie vat my buitentoe en sy sê vir my, hier is jou badkamer en jy mag net hierdie badkamer gebruik. En ek is so chuffed. Ek is so, dis awesome. Jy weet soos, hoe cool is dit vir eie badkamer en ons gaan toe in en die aand ons eet, toe kry ek my eie bord, my eie beker, daai staalborde en daai staalbeker en ek voel so cool want ek spesiaal, soos hulle almal se lyk dieselfde en myne lyk anders, so hierdie mense is nice. En so is ek huis toe na die naweek en ek sê vir my maatjie, sal nie glo nie, dit was so lekker, ek het my eie badkamer, ek mag net daai badkamer gebruik het en ek het my eie bord en dis 'n staalbord en dis 'n staalkoppie en ek's opgewonde en my ma het stil geraak en sy het nie vir my gesê nie. Sy het stil geraak en sy het seker gemaak, I don't know how, dat sy met daai vrou gaan praat het en sy het vir daai vrou mooi gaan vertel en sy het teruggekom en my ma het vir my gesê, jy sê meer maatjies met daai kind en ek kon nie verstaan wat het ons gedoen nie en ons was net nie meer vriendinne nie en toe ek in graad 8 kom in geskiedenis en ek leer oor alles voor 94, dus ek sê, oh my word, wat? Dis 'n legkaartse blokkies wat skielik by mekaar kom. Ja. En dis dit eintlik vir my half so sad, want ek was so ek het nie eers dit geweet nie. Daar was nooit dit vir my gesê nie en ek was nie eintlik eers kwaad nie. Ek was nie kwaad nie want ek kan nie nou kwaad wees oor iets wat met my gebeur het in graad 1 nie. Maar ja, so dit het gebeur en ek weet hierdie goed het gebeur, maar as kind het dit my nie geraak en my ma kon dit mooi manage. Hulle het regtig geweet hoe om dit te manage. En nadat ek ouer geword het, toe begin dit nou half, jy weet, toe begin mense praat en ek het half begin verstaan. So toe gaan swat ek op die pik en ons weet wat die pik is maar lekker Afrikaans. So ek het op die pik gaan swat en ek het een naweek het ons 'n pa en dogter naweek en my pa kom toe deur. Ek en hy staan in die wimpie en kinders weer eens ons 'n klein seentjie. En is eintlik so snaaks want op daai stadium is daai seentjie brein van die vuil. Voetjies is brein, alles is brein en hy sê, "Oom, wat is sy van oom?" En my pa sê nee, dis my kind.
En hy sê, is dit nie bietjie weird nie, oom? En in daai oomblik is ek soos, gaan bad, is dit nie bietjie weird nie, is bietjie weird om so fyn te wees. Ag, en mens lag dit af en jy gaan aan. Kyk, en op 'n stadium dan kom jy nou waar dit kom, waar jy verhoudings moet betree. En jy weet, as jy ongelukkig soos dat ek is, ek gaan vir iemand vir wie my hart wil gaan. Ek gee om hoe jy lyk aan jou buitekant en ek moes deel met dit waarvoor ek van hou en mense het nie saamgestem daarmee nie. En dis waar ek het besluit het, hierdie is ek en ek het dit is eintlik dit gaan weer eens 'n super kliseë klink, maar ek het vir die Here gesê, kyk, as die liefde van jou afkom, wie kan sê dis verkeerd? Verstaan, as liefde van die Here afkom, wie kan vir my sê dit is verkeerd om te voel wat ek voel? En I went with it. En as iemand 'n probleem God gesê, kyk, jy hoef dit nie te respekteer nie. Soos of jy hoef nie saam te sê nie, jy moet dit net respekteer. Dis eintlik al. So ek het maar my dik vel so oor die jare heen gebou en ek dink my ma grootendeels het my daai hardheid geleer van wat om terug te sê, hoe om te antwoord en op 'n stadium dan begin jy net mense op hulle plek sit. Maar dit was tough, but I'm not a victim of my circumstances. Ek dink I'm a survivor at most en ja, dit is vir my net wonderlik en dis wonderlik om te weet dat want baie mense sê altyd veral nou met my kind, waar gaan hy inpas en met watse tipe vriende gaan hy die mense met wie ek myself omring aanvaar my reeds soos dit is, so hulle gaan my kind aanvaar soos dit is. En ek dink nie dit moet ooit 'n issue wees waar jou kind gaan inpas. Jy sal inpas by jou mense want jy gaan jouself omring met mense wat jou aanvaar. So die oomblik wat iemand vir my vra waar gaan my kind inpas, gaan ek dis definitief nie by jou nie, want jy het al klaar die issues. So my kind gaan nie in 'n omgewing wees waar mense soos jy die issue gaan hê nie. Dit gaan wees vir my tipe mense wat my reeds aanvaar, so ek gaan nie hoef te worry daaroor nie. En dit is 'n uitdaging. I'm not gonna lie, dit is, maar ek dink die grootste uitdaging was vir my en Michael en ons het dit survive, so my kind sal dit survive en ja, mens doen dit net. Dit spreek tot soveel kwessies wat ons gereeld ook hier bespreek, jy weet, ouers wat deur moeilike omstandighede gaan, wat dit ook al is, maar daai keuse van ja, dis 'n uitdaging, ja, dis moeilik, maar ek kies dat hierdie my nie 'n slagoffer gaan maak nie, en ek hoor dit so by jou ook, jy ontken nie dat daar dit is nie, maar dit moet ook tog 'n groot deel wees van hoe jou ouers jou groot gemaak het, so 'n groot pleintjie vir hulle, dat jy kies om nie dat dit jou definieer nie. Maar jy praat nou van Michael, ek weet dis jou verloofde, maar vertel ons 'n bietjie van ons kykers en luisteraars, hoe het julle twee dan nou by mekaar gekom voordat julle die ouers van hierdie klein Andrei-seentjie van julle geword het? Kyk, in my lewe sou ek nie gedink het ek sou iemand so ontmoet nie. Ek het in my lewe sou ek dit nie dink nie, en net omdat ek verskriklik sinies is en ek se prokureer en ek is ekstra sinies. So ek en Michael het ontmoet op die dating toep koer. Die Afrikaanse een nogal. Die Afrikaanse een nogal. So ek het in 2022, toe het ek dit gedownload. My vriendin het eintlik my aangeraai en ek was glad nie. Dit was in lockdown, né? Net na lockdown. Okay. Ja, so ek was glad nie lus nie, want ek glo daar's creeps wat net hierdie goed doen, né? En sy sê nee, maar sy wil dit nie alleen doen nie, so dan kan ek ook net met iemand praat en dan gaan sy nie voel sy doen dit alleen nie. Sê ek, okay, maar as daar een weird ou is, dan se ek klaar, dan delete ek dit. En so het ek toe nou maar dit gehad en ek skryf so lang baie, soos short, dark, Afrikaans, ek kan sokkie, 'n hele verhaal, want ek wil nie net hê gaan op 'n foto nie, en dit is immers Afrikaanse, en dis omdat dit 'n Afrikaanse toep is, ek wou nie gehad het mense moet dink ek's Engels sê, so ek het juis my hele biografie mooi geskryf, en Michael se net so punt gehad. Daar was nie eers 'n storie nie, was net so punt, maar klomp foto's, en ek het die foto's gesien en ek was so, hierdie man is mooi. En hy het eintlik eers gekoer en toe het ek nou net met hom begin gesels en eintlik moet ek sê ons het vir lank gesels net om te praat. Daar was nie eers soos vlinders of enigiets nie. Ons het seker 'n maand gesels en toe het ons begin bel in die aande en toe moes ek video call want ek was bang hy's 'n reeks moordenaar. So toe het ek soos video call
En omdat ek die beroep doen wat ek doen, kan ek ook searches op mense doen. So toe sê ek van wanneer verjaar jy? Stuur asseblief vir my jou ID-nommer en toe kyk ek of hy 'n kriminele rekord het en toe besluit ek okay, nou kan ons mekaar ontmoet. En toe het ons mekaar ontmoet. Heel aangenaam. Hy het my actually kom haal en ons het gaan eet en ja, toe van daar af toe kan mens eintlik maar net sê die res is geskiedenis en ek het regtig nooit ooit gedink dat dit is hoe ek my man gaan moet ontmoet nie, nooit ooit nie. Luister, weet Koer van hierdie storie, want as julle nou nog nie genaamde brand ambassadors vir hulle is nie, hoop ek hulle gaan van julle maak, want dis 'n baie goeie storie vir hulle, né? Ek sê vir jou, nee, hulle weet actually nie, dit is wat ons is, dis al julle Koerpoort kansel en ons het 'n baba, so ek moet sê dankie Armand, dit is Armand, dankie Armand, dankie vir jou. Ons sal hulle bewus maak na hierdie episode, want ek dink almal gaan nou wil Koer wat hiervan hoor. Okay, so dit is nou seker omtrent amper 4 jaar later, en soos jy sê, nou is dit nie meer net die twee van julle nie, daar is 'n pinkvoet. Vertel my van klein Andre, jy sê dit was 'n beplande babatjie gewees. Hoe het julle besluit julle wil ouers word en hoe was die ervaring vir jou gewees, Veronica, buite die soet en die suur van ma wees, want natuurlik dis nooit net een ding nie. As jy nou dink aan die mens wat jy 'n jaar gelede was, wat daai positiewe uitslag gekry het en die mens wat jy vandag is. Hoe was ma wees vir julle as 'n paartjie? Ouerskap vir julle as 'n paartjie? So dit was eintlik is dit wat 'n ervaring. So omdat ek familiereg doen, ek wil half daar begin met my draadjie, het ek gesê want ek skei mense op 'n gereelde basis en dit raak so lelik. So ek het vir Michael gesê ek wil nooit trou nie. As dit is wat 'n huwelik doen, dan wil ek stel nie belang in trou nie. En toe het Michael obviously my siening daar heeltemal kom verander want daar is eintlik maar 'n bietjie goed in die liefde. En toe sê ek vir hom, okay, dis reg, maar ons kan dan trou, maar ek wil net ook reg wees vir dit want ek het hierdie hele siening oor almal wat die hele tyd skei en veral die jong mense skei meer as die ouer mense. Dit is soos die ou mense skei nie sommer net ons jonges wat skei. En toe kom die jaar 2025, Januarie, toe sê ek vir Michael, hoor hierson. Ek soek 'n baba. Dis ek soek 'n baba en ek gaan hierdie jaar 'n baba kry met of sonder jou. En hy Dis jy broers. Hy sê Veronica, want ons nie eers trou nie. Ek sê Michael, ek gaan nie om nie. Ek soek 'n baba hierdie jaar en jy weet hoe ons vrouens, ons het soos 'n klokkie wat sê jy word oud, kry jou baba. So ek sê Michael, ek dink net dit is nou tyd. So dit is hy sê okay, ons kan oor dink en so begin ons nou maar met die beplanning en ek het nie gedink, ek is eerlik, ek het nie gedink dit gaan so vinnig gebeur nie. Ek het eerlikwaar gedinkie. Ek was eintlik nog die 1 week was ek by my ginekoloog om te kyk kan ek ewen swanger raak. En in daai selfde week het ek swanger geraak en toe ons terug gaan hom toe sê hy, jy is letterlik hier uit my kantoor uit en toe jy swanger. Dis ek sê ja. Ja. En toe dit gebeur, dit was so onwerklik. Daniella, ek kan nie vir jou sê nie, nee. Dit is so dit wat met jou gebeur binne jou, daai beseffing van hoorie nou, jy gaan 'n baba hê. Jy word 'n ma, kyk die anxiety wat daarmee kom is iets anders. Want jy is terselfdertyd as jy bang, mens so opgewonde, maar jy is so naar en jy's so moeg en dit is so baie op een slag. En Michael is hierdie introvert man, hou alles vir homself en hy's die teenoorgestelde van my. So ek wil almal bel en Michael wil niemand bel nie want hy sê jy bel nie. Maar Michael, ek moet met iemand praat, ek moet hoor is hierdie normaal. Ek voel so moeg en hy sê jy mag eers op 12 weke. So dit was so warboel van emosies in daai eerste 3 maande, maar dit was so ongelooflik en ek kan nie vir jou sê, ek het nie vir woorde om te sê daai tydperk van toe ons uitgevind het. Dit was net so, dit was elke hoendervleis oomblik werd. En om dit toe te kon deel met die familie en jy is nog steeds so bang om vir mense te sê hoor ons is swanger, vir die familie veral, maar almal het ons net omhels en was so opgewonde en dis die eerste klein seun vir my aan my kant, dis die eerste klein kind van Michael se kant en die eerste klein seun. So dit was net so, almal is net so opgewonde geweest en waar ons nou is, kyk, Andre is gebore die 6de Februarie
so 3 weke te vroeg as sy verwagte datum. En van daar af was dit letterlik soos hardloop. Hardloop. Alles het net dit gebeur net. Dit is soos dit gebeur en ons het nie gedink ek en Michael beide was so aan die einde was soos gaan ons hierdie kan doen. Gaan ons is ons die hele tyd as jy so gaan jy maar dis ja ek gaan kan. En toe Andrei kom te kon ons dit net doen. So dit is ongelooflik. Hy is 'n absolute seëning. Ek as 'n vir daai kind kyk en ek is die ding wat hom die gelukkigste maak op hierdie aarde dan raak ek net so buite myself soos dat dat jy vir een persoon so baie kan beteken. Dit is ja, ek kan dit nie in woorde omskryf nie. So jy is seker redelik onlangs nou terug werk doen in jou kraamverlof, want Veronica die regte is ook maar 'n veel eisende beroep en om 'n ma te wees is 'n ander veel eisende en voltydse beroep. So hoe was die aanpassing vir jou gewees nou terug by die werk om weer in te val daar en hoe maak julle dit werk? Wat doen Michael? So dis rof, regtig rof. Michael is bestuur by 'n restaurant in Johannesburg. So hy werk lang ure, nagtelike ure. En vir my, die eerste ding wat moeilik was, is om eintlik vir Andrei in 'n dagmoeder te sit, om iemand te vertrou. Ek sê, ek vertrou jou. So daai was vir my rof. Ek het seker vir die eerste 2 weke het ek buite kan die skool gehuil in die oggende en dan daar gesit. En dit was net vir my aaklig geweest. En om terug te kom werk toe almal, dit is wat mense nie besef nie, almal se lewe het aangegaan. Jy weet niks het hier stil gestaan nie. Hulle het normaal gebly. So jy kom al terug met hierdie verwagting dat mense gaan wees soos bietjie net jou help infaseer, maar dis 'n ratreis. Almal het net aangegaan. En intussen ek borsvoed nog steeds. So intussen moet ek soos tyd maak om te pomp. Ek weet nie hoeveel mense my borste al gesien het hier binne nie. Ek dink ek sal so close met hierdie mense by die werk want hulle is ek kan nie. As ek net vir jou moet 'n idee gee, so hierdie is aan my kantoor. Maar dit is elke kantoor is privaat, maar dit is soos 'n glasruit hier voor my. So ek kan sien, almal kan insien, dis soos oop. So ek moenie dink ek kan hier sit en borsmelk uithaal nie. Ek moet in 'n kamertjie gaan sit. So dan gaan sit ek in die stationary kamer en dan sit ek daar en dan kom iemand en hulle kom hol 'n pen. En dan sê ek soos, "Wait, ek sien penne." So kry seker terugflitste. Ek dink enige ma wat probeer Melk Express net by die werk kan haal en dink wat ook ek was ook in 'n kamer waar die deur kon nie sluit nie en ek het 'n groot notice uitgedruk en gesê expressing milk please knock 3 uitroeptekens, maar mense lees nie en dan kom hulle net in en dan later was ek net soos jy moet nou maar ongemaklik voel want jy het nie gelees wat op die deur staan nie. En 'n ander vriendin van my was ook 'n verslaggewer gewees en sy was ook 'n veldverslaggewer die tyd toe sy probeer borsmelk pomp het en dan sy al gesê sy het so 'n lysie gemaak van die plekke waar sy Melk Express en dan sê sy buite die Landdroshof in Pretoria Noord in die kar sit sy en Express in die kameraman hou vir haar kywie laat daar nie vreemde mense hulle nie so mens doen maar wat jy moet doen so wel gedaan dat jy dit wel gedoen kry. Kyk, dit is ek moet vir sê en die ding is kyk by die werk is dit nog as ek op kantoor is dit okay want dan het ek nou ek kan gaan pomp ek sit dit ek het my flesie ek sit dit in my flesie was my pompe maar as ek nou eers by die hof is dan is dit 'n storie. Want nou moet ek nou daar uit die hof van die badkamer van die hof is net hulglik, so ek moet kar toe gaan, ek moet daar agter sit en net soos hoop, niemand sien my nie, en dan moet ek nou weer, make my melk, loop, want ek kan nie in die kar los nie, het is te warm, so ek het so 'n fles wat dit in koud bly, so wat 'n ervaring, en baie mense, vir een of ander rede, soos, sy herken my, soos, is jy van TikTok? Dat is ja, en dan sit ek so in my kar, ja, dis ek. So dit is so, wat 'n ervaring, ons doen dit en ek gaan terugkyk en ek gaan lag, hoor. En hopelik kan jy hierdie dan eendag vir klein Andrei speel en dan is hy hopelik dankbaar wat sy ma vir hom gedoen het. Wow. Maar luister gepraat van Andrei, is dit 'n rugby geïnspireerde naam of is dit 'n familienaam? Hoekom heet hy Andrei? Nee, dis nie Andrei Potlat nie. So Michael hulle is baie tradisioneel. So hulle het 3 hele familiename. So
dit is Michael se eerste kind moes Michael se pa se naam gekry het en dan moes die tweede seun my pa se naam en so gaan dit deur en dan die derde een Michael se naam. So hulle is baie tradisioneel, maar ek moet wel sê die oom het gesê dit hy wil dit nie so hê nie, maar Michael is baie tradisioneel. So toe het ek vir Michael gesê kyk, ons kan nie want sy pa se naam is Johannes Diedrik. Toe sê ek vir ons kan nie vir Andrei Johannes Diedrik noem nie. Andrei gaan nie wit wees nie. Hy gaan soos koffiekleur, karamel wees. So ons kan nie so sit met Jakobus Johannes. It's not gonna work. Ek was nie vir dit nie. So ek was net nie te simpel van nie, maar toe sê ek maar ek wil iets soos dit doen vir jou pa, want verstaan ek verstaan dit en Michael is die oudste seun, so ek verstaan dit nog meer. So toe het ek die oom se noemnaam gevat wat Andrei is en Johannes Diedrik van Johannes Diedrik gevat en toe het ek die Handrei, want is eintlik maar Johannes Andrei, so toe het ek Handrei uit daai saamgestel en Luca wat sy tweede naam is wat ek aanvanklik wou gehad het met sy naam wees omdat dit beteken bringer van lig. So toe het ek dit as Handrei Luca en die betekenis van Handrei beteken sterk manlik, so hy's maar die sterk manlike bringer van lig. Dis pragtig en 'n mooi voorbeeld weer eens van kompromie en dit is so mooi dat jy weet nie vaskop by wat jy sê, maar sê jy verstaan ook waar jou man vandaan kom en hulle familietradisies wat belangrik is. Ek dink dit is so belangrik in 'n verhouding om dinge so ook te sien. Ek weet ons tyd is min, Veronica, want jy moet ook nog terug werk toe. Sê gou vir my, ek dink dalk baie ouers sal dalk hier kyk wat self uit jou ouers se perspektief kyk, wat dalk 'n kindjie aangeneem het, moontlike kind uit 'n ander kultuur of 'n ander ras. Vir so mamma en pappa, watter raad het jy met die grootmaak van so 'n kind? Ek wil eers vir hulle sê, hulle gaan okay wees. Ek beloof jou, hulle gaan okay wees, want baie ma's vra, maar hulle weet nie hoe gaan die kind dit maak en verhoudingsgewys. Ek beloof jou dit, hulle gaan okay wees. Die wêreld is besig om eintlik saam te kom, by mekaar te kom in terme daarvan. Dit gaan nog 'n baie lang rukkie vat, maar hulle gaan nog kom. En dan wat ek vir jou kan sê daarby is, vra hulle is hulle okay en onthou met hulle in te check. En ek praat uit my eie ervaring uit, want baie keer weet jy nie hoe om te deel of mee te deel wat met jou gebeur en wat aangaan nie, want daar is soveel goed, die wêreld se druk, vriende druk, so daar's soveel goed wat op een slag kan aangaan, en dan wil jy as aangenome kind nie hierdie mense teleurstel nie, want hulle is so goed vir jou, maar vra, jy as ouer check in, vra, hoe cope jy, is jy okay, en moenie huiwer of terughou om die ongemaklike vrae te vra nie. Ons weet ons is anders. Ons weet ons lykie soos julle nie, en ons weet ons is aangeneem. We know. So omdat ons weet, is dit eintlik vir jou 'n platform of 'n geleentheid om baie makliker hierdie ongemaklike vrae te vra. En onthou maar net, vir solank as dat mense is, nê, gaan mense doen wat mense doen. Dit is wie ons is. So, mense gaan verneder, mense gaan seermaak en mense gaan goed sê wat heeltemal kon gebly het. Maar maak ons, en as ek sê ons wie hulle aanneem, maak ons deeglik bewus van hierdie tipe mense se karakter en sê vir ons dit gaan okay wees. En op die einde van die dag, want as dit kom by verhoudings en so, en dit is wat ek vir my belangrik is, ek kies vir Michael, elke liewe dag kies ek hom en hy kies my, en vir solank as dat ek dit kies, het ek 'n saak met wat die wêreld sê van my keuse, maar solank my binnekring sal my dit ondersteun, dan kan die wêreld maar kom. En julle is daai binnekring, julle wat daai kinders aanneem, julle is daai binnekring, so ondersteun en wees daar, die wêreld kan maar kom, die wêreld maak in elk geval dan nie saakie. Dit is wat ek sal sê. Ek dink dit gaan vir soveel mense baie beteken, dankie vir dit. En dan net weer terug na die ander kant toe, as jy nou terugdink aan jou mamma wat jou groot gemaak het, vertel my van haar, en as jy so in een ding moet opsom, wat het jy by jou ma geleer, Veronica? So sy is ook Veronica, ek het haar naam gekry. Spesiaal. Wat 'n vrou. Ja. Kyk, sy is reguit. Sy is
die mees regheidste persoon wat jy kan kry en sy sal vir haar kinders hand in tand beklei. So die een ding wat ek van haar af kan vat en in my eie lewe neem is om ook, jy weet, op te staan vir my kinders en op te staan vir dit wat reg is en my kinders half te laat onthou dat julle het ook 'n stem en dit kan baie keer verkeerd verstaan word. Daar's 'n verskil tussen ongeskik wees en vir jouself opstaan. So jy kan jou kind leer om te sê, luister hier, dit hoe jy my laat voel het is nie okay nie, sonder om die ongeskik daarby te sit. So ja, ek dink maar wat ek daar vat is om op te staan vir dit wat reg is en nie toe te laat dat mense my of my kind afbreek nie. Baie dankie. Dankie vir jou tyd, Veronica. En as jy nou gewag het vir 'n teken om, soos jy sê, jou lewensverhaal te skryf, ek dink hierdie is 'n teken. Hier kyk of jou ek sal dit baie graag wil lees of 'n verhoogstuk wil gaan kyk of iets. Moontlik is hier van ons kykers en luisteraars as julle saamstem en ook Veronica se volle storie ergens wil sien of lees of hoor, sê dit vir ons in die kommentaar. Ek hoop regtig dit is iets wat kan gebeur. Maar dankie en dankie dat jy, ek dink ook 'n positiewe storie oor aanneming vertel, en dit ook weer voortleef in hoe julle sien groot maak en dat jy 'n gas was op die podcast. Ek waardeer dit en ek is seker ons kykers en ons luisteraars ook. Baie dankie, Veronica. Dit is 'n groot plesier en baie dankie dat jy my gevra het om deel te wees hiervan. Dit is 'n absolute voorreg en ek hoop die regte skrywer kom wat ek vir my storie kan vertel en dat ons iets magic kan maak. Ek glo dit sal en ek dink dit is iets wat vertel moet word. So nee, dankie. Ek vat daai teken met oop arms en baie dankie vir hierdie geleentheid. Ek waardeer dit so baie.